Broeders en susters, ons bedien die Here se woord vanaand hier in twee gedeeltes wat ons aan julle gaan voorlees. Eers uit die Evangelie van Lukas, die laaste paar verse daarvan, hoofstuk 24 van vers 50 af. En dan ook uit die boek Handelinge, hoofstuk 1, ons lees van 1 tot 14. Eers dan uit Lukas 24 van vers 50 af. Daarna het Jesus hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië, dis dan sy disippels nou. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. En dan uit Handelinge hoofstuk 1 van vers 1 af. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. En na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat hierdie koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En hy het hulle geantwoord: dis nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af, dis die Olyfberg vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. Die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het, en dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus. En het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, en sy broers was ook by. Ons lees net tot daar. Ons teksvers vanaand, broeders en susters, is die eerste 2 verse van Handelinge. Dit lui so: my eerste boek, Theophilus, dis dan nou Lukas, waarvan hier gepraat word. My eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Nou, broeders en susters en kinders, dis verruimend om in die Bybel die spoor van God te volg, hoe hy met hulle wat aan hom behoort voortbeweeg na die einde toe. En as op die skrif keer op keer weer aan ons sulke bakens gee wat ook vir ons vas staan, momente waarin ons uiteindelik ook die verantwoordelikheid van 'n volgeling van Jesus, en om dit te kan wees, weer duidelik voor die oë kry.
En nou is dit ook so dat en ons moet dit maar erken, broeders en susters, nou is dit so dat 'n mens soveel keer maar heel argeloos omgaan met die Bybel, as jy dit lees, veral bekende stukke wat jy nou al weet en ken, dat 'n mens soms iets van die rykdom, iets van hierdie bakens verbylees, of nie raak lees nie, dat dit by 'n mens verbygaan. Om maar 'n voorbeeld te noem, heel moontlik, soos dit heel moontlik ook met, noem nou maar die Pinkstertyd wat ons normaalweg as kerk ook in die jaar vier saam met mekaar. Besondere tyd in die kerklike jaar, waarin ons dit herdenk dat die Heilige Gees uitgestort is. En as jy nou vir enige lidmaat sou vra, dan sal ons maklik vir mekaar ook daarop antwoord en sê, ja, dit is so, tyd waarop die Heilige Gees uitgestort is, Pinkstertyd, maar in soveel gevalle neem ons eintlik maar 'n bietjie kennis daarvan. Kennis van die heilsfeit, ja, dat die Heilige Gees uitgestort is, maar daarby bly dit in 'n sin. Of andersins sou ons sê, as ons oor die Heilige Gees se antwoord moes gee, wat verstaan ons regtig, dan sal ons sê, ja, wel is deel van die drie-eenheid van die Here, dis die trooster, dis die een wat altyd by ons bly, wat altyd saam met ons is. Maar hoe maklik vergeet ons dit nie ook nie. Daarom wil ons nou vanaand preek oor hierdie openingswoorde van die boek Handelinge. Ook 'n bekende aanloop. Aan die woord is die evangelis, die mediese dokter Lukas. En nou praat hy van die eerste verhaal, Theophilus, wat ek opgestel het. En daarmee bedoel Lukas eintlik die evangelie wat hy geskryf het, die evangelie van Lukas, oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Nou weet ons mos, Lukas het 2 boeke geskryf in die Bybel. Eers die evangelie van Lukas, 2 boeke in opeenvolging met mekaar. Eers die evangelie van Lukas, en dan later ook die Handelinge van die apostels. Nou sê dat hierdie tekswoord van ons, my eerste boek, Theophilus, my eerste verhaal, het gaan oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, tot en met sy hemelvaart. Nou as Lukas nou hier praat van alles wat Jesus begin doen en leer het, dan is dit nie om daarmee te sê, dat met die begin wat hy begin skryf het oor Jesus se doen en late op aarde, dat dit daarmee eintlik nou maar afgehandel is nie. Maar veel eerder dat dit wat Jesus volgens sy evangelie mee begin het op aarde in sy omwandeling op aarde, dat hy dit nou in die boek Handelinge op 'n rustige en reëlmatige wyse voortsit met sy apostels op aarde. En nou word dit selfs nog duideliker wat eintlik bedoel word as ons na die volgende woorde kyk. Daar staan, my eerste verhaal, Theophilus, het geskryf oor alles wat hy gedoen en geleer het, tot op die dag dat hy opgevaar het na die hemel. Die hemelvaart, sou 'n mens dus wou sê, broeders en susters, bring dus die skeiding of die onderskeiding tussen die evangelie van Lukas en die Handelinge van die apostels. Die evangelie vertel dus die verhaal van die eerste deel van Jesus se middelaarswerk terwyl hy hier op aarde was. En dan volg die hemelvaart, en dan volg die boek Handelinge, wat weer vertel hoe Jesus as die verheerlikte sy werk voortsit uit die hemel, terwyl sy disippels hier op aarde die apostelwerk voortsit en doen. Die evangelie van Lukas, opvallendes, broeders en susters, eindig dus met die hemelvaart. En die boek Handelinge begin met die hemelvaart van ons Here Jesus. En dan is dit juist die mooie, dat die hemelvaart as skeiding gebeur, nie voordat Jesus aan sy disippels bevele gee nie. Mens wil amper sê, soos 'n leermeester sy kinders onderrig. Die evangelie vertel dus van Jesus terwyl hy lerend op aarde was, en hy sluit dit af met die laaste bevele voordat hy na die hemel vaar.
Handelinge weer vertel van die werk van Jesus uit die hemel terwyl sy disippels op aarde is. En nou die twee boeke van Lukas, liewe gemeente, dui dus eintlik op twee fasette in die werk van ons Here Jesus Christus as middelaar en as Messias. En is dit juist ook die opvallende, as ons hierdie twee boeke langs mekaar sou neersit, die evangelie van Lukas en die handelinge van die apostels, dat die volgelinge van die Here Jesus met twee heel verskillende name genoem word. Elkeen in die besondere boeke. In die evangelie van Lukas word die volgelinge van Jesus disippels genoem. Nou weet ons die grondbetekenis van disipel wees, van 'n disipel, dui op 'n leerling. Dis 'n student. Dis iemand wat geleer word of iemand wat opleiding ontvang. En nou word jy so gebruik in teestelling met 'n leermeester, iemand wat 'n lesing gee. En as jy mens nou mooi dink, broeders en susters, is dit nie juist die beeld van die Lukas evangelie nie? Miskien het hy as dokter met nog veel meer besonderhede oor Jesus se omwandelinge op aarde geskrywe. Lukas gee met sy evangelie hierdie lering van hulle as disippels weer. Is dit nie opvallend dat hulle oor Jesus gesê het dat hy so geleer het, nie soos die fariseërs nie, maar met gesag. Hoe die disippels nie soms verbuisterd gestaan oor dit wat hulle kon hoor uit die mond van hulle meester nie. Hoe moes Jesus se konfrontasie met die ryk jongman nie elke omstander geskit het tot in sy diepste self nie? Die man wat by Jesus gekom het en gesê het, maar hy het werklik alles in sy vermoë gedoen om Jesus te volg. Hy het soveel plustekens agter sy naam en alles wat hy gedoen en wat hy beteken het verander. Wat moet hy nog doen? En dan Jesus se alles deurdringende antwoord. Verkoop alles wat jy het. En dan kom jy en dan volg jy my. Dis 'n lesing, broeders en susters, van 'n leermeester aan sy disippels, sy studente. Nikodemus moet volgens sy uiterlike interpretasie van die wedergeboorte weer in die skoot van sy moeder ingaan. Hy verstaan uiteindelik nie omdat hy dit uiterlik interpreteer. Voordat Jesus se lering hom uiteindelik onder die diepe besef bring, dat as jy nie 'n nuwe mens word nie, as jy nie nuut na die lewe kyk, as jy nie 'n nuwe hart het waarmee jy uiteindelik na alles gaan nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Weer 'n keer 'n lesing aan sy studente, sy disippels. Vlijmskerp sny hy die gearriveerdheid van die fariseërs aan flarde. Julle met julle werkheiligheid, met al julle prestasies, terwyl julle die vernaamste van alles nalaat, om sommer maar net vir mekaar lief te wees en vir mekaar om te gee. Want as julle geestelike voorbankers soos julle julleself beskou, as julle nie word soos een van hierdie kleintjies nie, sien julle nooit die koninkryk nie. Nog witter sluit die wit gepleisterde grafte, soos Jesus hulle noem, weg van hom af. Nog 'n lesing. Maar is nie net in wat hy gesê het nie, broeders en susters. Ook Jesus se manier van optrede, sy doen was lesings. As hy duisende mense kos gee, met 'n paar broodjies en visse. Hoe groot stippel hy nie die koninkryk, die grondwet van die koninkryk van God uit in die bergrede. As iemand van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. As iemand jou op die een wang slaan, draai op die ander wang. Dis lering. Dis om lesings te ontvang. Dis om 'n disipel te wees. In Handelinge, liewe gemeente, word die volgelinge apostels genoem. Dit beteken in wese weer om 'n gestuurde te wees. Iemand wat 'n opdrag moet gaan uitvoer. Hy het 'n sekere taak wat hy of sy moet gaan afhandel.
In Handelinge, en is Handelinge nie juis weer die boek wat die beeld voor ons hou van verkondiging, van kerkstigting, van die mense wat iets doen met dit wat hulle nou geleer het? Weet jy nou, is dit die opvallende? As 'n mens dan die gebruik van hierdie twee woorde in die twee boeke gaan kyk, as die mens die twee boeke langs mekaar so neersit. In die evangelies word die woord disipel 75 keer gebruik. Die woord apostel net 8 keer. Terwyl die apostelwoord 30 keer in Handeling gebruik word. En net 15 keer die disipelwoord. Met ander woorde, voor hemelvaart, leerders, studente, disipels. Na hemelvaart, doeners, apostels. Manne en vroue van die daad. Dus met hemelvaart kom die skeiding tussen leer en doen. Nou moet hierdie disipels apostels word. Nou moet die disipels iets gaan doen met dit wat hulle geleer het. Maar die opvallende bly steeds, jy kan nie 'n apostel wees as jy nie eers 'n disipel is nie. Jy kan nie iets gaan doen as jy nog nie eers weet nie, as jy nog nie verstaan nie. Eers disipel, dan apostel. Maar aan die ander kant ook, liewe gemeente, jy kan nie maar vir altyd student bly nie, jy kan nie altyd disipel bly. Ergens moet jy ook begin doen, moet jy ook by die apostelwerk uitkom. Aan die ander kant bly elke apostel steeds disipel. Elkeen wat die woord en die bevele van God moet indra in die klaskamers van die wêreld, moet steeds 'n disipel bly, 'n leerling van die Messias. Die apostel moet allerende apostel wees, omdat hy ook 'n disipel is. En die disipel moet al uitgaande, al doenende, uiteindelik ook 'n doenende disipel word. En ons dit juist die interessante, liewe gemeente. Juist in die Bybel, wanneer Jesus se disipels die daad by die woord moet begin voeg, as hulle wat nou as studente gesien het, hoor het wat Jesus geleer het en gesien het wat hy gedoen het, as hulle wat nou studente was, nou doeners in 'n apostelwerk moet doen, moet optree. As hulle die daad by die woord moes begin voeg, dan huiwer hulle. Dan is dit of hulle nie mooi raad weet met wat dit beteken om 'n apostel te wees nie. Ja, hulle hoor wat Jesus leer, hulle sien wat hy doen en hulle staan in ademlose verwondering. Maar hulle het nie raad met hulle uitgaan nie, met hulle doen nie. Oral in die tyd rondom die opstanding en die hemelvaart van ons Here Jesus, vind ons by die disipels hierdie stuk vreesagtigheid, amper 'n ongemaklikheid met die situasie. Hulle verstaan dit nie mooi nie. Of er is 'n starende blik na die hemel om te kyk of hulle hom nie kan terugkyk aarde toe nie. Of hulle sluit die deure van die saal waar hulle die aand by mekaar was, uit vrees dat die Jode hulle uiteindelik sou te nakom. Weet jy, hierdie onsekerheid word eers besweer as die Heilige Gees met vuurtonge en die geluid van 'n geweldige rukwind inskeur op Pinksterdag. Tot in die harte van die disipels, wat ook nou apostels moet word. Dan staan 'n eenvoudige visserman soos Petrus, met 'n vuurtong op sy voorkop, en dan verkondig hy die groot dade wat God gedoen het. Hy wat uiteindelik net die Jode raak gesien het. Waarom is dit nou nie meer net Israel nie, maar God se volk uit alle volke, tale en nasies, wat my getuie sal wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot aan die eindes van die aarde.
verkondigers, doeners, getuies van die wonderlike lering wat hulle as studente ontvang het, as sy disippels gekry het. Leer en doen. Student wees en uiteindelik in die praktyk en in die branding van die lewe gaan staan. En nou weet ons, liewe gemeente, dat so baie keer ook in ons eie kerklike wêreld, die standpunt is dat ons eintlik nog nie genoeg weet nie. Ons kan dus nog nie gaan soek na die verlore skape van Israel, wat uiteindelik nêrens nog tuis gekom het nie. Ons moet nog eers meer weet. Maar ergens het jy die kernwaarheid in dit wat Jesus Christus aan jou gedoen het deur sy Gees. En daarmee mag jy die doener word. Daarom mag 'n kerk nie net studente bly en van sy apostelwerk vergeet nie. Of baie sê ons moet eers binnekant regmaak. Ons moet eers die kerk binnekant regkry voordat ons mense van buitekant af binne toe bring. Liewe gemeente, dit is soos 'n spier. Jy het al almal gesien of dit beleef al met kinders of met jouself dalk, waar mense 'n been in gips het wat jy vir 'n lang tyd nie normaalweg kan gebruik nie. En as die gips na 'n lang tyd afkom, waarin hierdie spiere nie behoorlik gebruik is nie, dan kan jy sommer sien, hierdie been het nie oefening gekry nie. En uiteindelik is dit ook die twee bene waarop kerkwees ook altyd moet staan. Ja, leer uit God se woord, studente van sy woord, maar dan om juis 'n doener van sy woord te wees, 'n dader van sy woord. Hierdie twee name is ook op u voorhoofde gegraveer, broeders en susters. En is dit nie ons worsteling dat ons baie keer, maar veral in ons gereformeerde wêreld, disippels wil bly nie? En daar's niks mee verkeerd nie. En is goed dat ons die woord van alle kante af bestudeer, en dat ons waak oor die suiwerheid van die woord, ook dit wat ons synode nou die laaste tyd al worstel mee oor die vrou in die amp, en watter ander sake ook al op die tafel is. Ons wil die mooi klanke baie keer in ons kerke hoor, in minder goeie preke. Ons wil dit hoor en nog eenmaal hoor en weer hoor. En is wonderlik, broeders en susters, dat die woord nog gebring kan word en dat dit suiwer bedien moet word. Maar dis nie die einde nie. Daarby mag 'n kerk nooit ophou nie, want dan word dit uiteindelik 'n inteling na binne op. Want die boek Handelinge volg op die Lukas Evangelie. Die boek Handelinge waarin disippels apostels word. Dit moet ook deel wees van kerk wees. Ons vier nagmaal en ons bedien die woord reëlmatig voort. Dis reg en is goed, lofwaardig. Maar die evangelie moet ook gedoen word. En is dit nie opvallend nie, dat waarop die wêreld die kerk altyd weer oor en oor kritiseer, is nie oor die leer wat die kerk verkondig, oor die liefde wat God uiteindelik in sy seun aan ons bedien het nie. Maar ons sien nie die liefde by julle. Ons sien dat julle dit nie doen nie. Is dit nie opvallend juis in die doen dat die wêreld die kerk bly kritiseer nie? En dit gaan nie net in kerklike vlak of op kerklike vlak nie, maar tot in ons eie persoonlike lewe ook. Ja, student van God se woord. Nie maar om net maar te bly studeer nie. Iemand bly ook nie student net om 'n student te bly nie. Hy studeer sodat hy uiteindelik in 'n betrekking kan staan en iets kan beteken ook in 'n samelewing. Daarom is dit ook in jou en my persoonlike lewens die groot verantwoordelikheid met die rykdom van God se woord gevoed te mag word. Maar sodat jy uiteindelik ook 'n dader daarvan moet wees en moet bly. Twee woorde: disippels, apostels. Leerders, studente, doeners, daders van die woord. Mag die Here gee dat ons altyd mag verstaan watter naam ons ook in sy koninkryk dra. Ja, altyd 'n student van God se woord. Maar nooit om dit uiteindelik in 'n kamer toe te sluit nie, maar om met die woord uiteindelik 'n apostel te wees, 'n doener, 'n dader van God se rykdom in sy woord. Mag die Here u en my daarvoor altyd die krag en die genade gee. Amen.
Onse Vader in die hemel, ons dankie Here dat ons geroeptes mag wees. Dat ons die kosbare rykdom van u woord keer op keer weer onder oë mag neem en diep in ons harte mag vasgryp. Ons dankie Here dat ons ook die voorreg het om dit onverhinderd te kan doen. Dat ons uiteindelik ook mag weet, u is die een wat ons die genade krag gee om te begryp en te verstaan wat die woord ons leer. Maar ons moet ook voor u bely, Here, dat ons het op ons tekort skiet by die doen as apostels. Ja, dat ons by student wees wil bly, maar uiteindelik soms vergeet dat ons ook geroepte apostels is, daders van u woord moet wees. Help ons, Here, dat ons ligtende ligte sal wees en soutende soute, soos 'n stad op 'n berg wat jy nie anders kan as om raak te sien. Hoor ons stamelende gebed voor u vanaand. Hou ons vas in die holte van die hand en maak ons waardige getuies om Jesus Christus wil. Amen.